Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ons vanoggend is jou grootste geveg. Wie het almal die advertensie gesien? Wat dink jy is jou grootste geveg? Wat sou jy, elkeen met hier sit, wat sou jy sê is jou grootste geveg? As sy op die kop. Dis nie al hierdie ander goed wat hier buite aangaan nie. Dis nie die goed wat rondom ons gebeur nie. Dis nie jou grootste geveg nie. Dis nie die geveg wat jy elke dag by die werk het nie. Dis nie die geveg wat jy het waar jy ry in die pad met al die verkeer wat nie die reëls en regulasies nakom nie. Dit is nie jou grootste geveg nie. Jou grootste geveg begin hier binne. Tussen hierdie twee ore begin jou grootste geveg. Maar God se woord wys vir ons iets anderste. Die grootste gevegte is in 'n mens se lewe gebeur nie buite jou nie, maar binne jou. Dis die geveg wat nie gaan oor jou omstandighede nie. Jou grootste geveg is jou gedagtes. En ek wil vir ons een skrif lees in Spreuke 23 vers 7. En ek wil hom vir julle in die Amplified lees. Hy gee hom net vir my so mooi. Hy sê, for as he thinks in his heart, so is he. Met ander woorde, want soos hy dink in sy hart, so is hy. Waarvan jou hart vol is, gaan jou mond oorloop. Ander woorde, alles wat hier binne aangaan, gaan jy naderhand begin glo dat dit so is. En dan vat dit hier binne jou hart in. En wanneer jy dit in jou hart invat, begin jou hele lewe se rigting verander. Alles wat jy doen, verander. Al jou denke verander. En hier is die grootste triek, as ek dit so kan sê. Want die vyand, hy ken hierdie triek. Want hy weet, as hy iets in jou gedagtes gaan plant, het hy. Wanneer hy net iets vir jou sê, dan gaan jy begin dink daaroor. Jy gaan begin nadink, en dan dink jy nog, en dan 2-3 weke dink jy nog steeds oor dit. Want dit steek jy binne vas. Want hy weet, hy kan jou nie uit God se hand uithaal nie. Hoe werk jy met jou brein? Want wat sê Johannes 10 vers 28? Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Niemand. Dit sluit die Satan in. Niemand sal jou uit God se hand uitruk nie. En nou kom God en hy sê, hy probeer jou om jou gedagtes gevange te hou. Hy kom en werk in jou gedagtes lekker heen en weer. Kom ons gaan terug na Genesis toe. Wat het in Genesis gebeur? Wat het in Genesis gebeur? Genesis 3. Kom die vyand, die slang by Eva. En hy sê
vra, is dit ook so dat God gesê het? Is dit ook so dat God gesê het, dat julle mag nie eet van al die bome in die tuin? En die woord, hy kom hierso met 'n slimste plan, en hy plant 'n saadjie hier na kom. En die woord, nou begin sy twyfel, maar kan ek dan God op sy woord vat? Want eerste wat hy doen, hy wil skeiding bring. Hy wil kom om te sê, jy moet nie alles glo nie. Want as jy nie alles glo nie, gaan jy begin oor alles nadink, en heeltyd nadink. Jy glo, dit is so. As ek vir jou sê, die son skyn baie buite, warm. Wie gaan opstaan en gaan kyk of gaan die son skyn? Niemand nie. Bly. Want ek weet, voor ek ingekom het, die son nie geskyn het en gereën, maar daar kan baie gebeur in 'n halfuur. Ek is so bly om te sien nie een van julle soos 'n Thomas hier nie. Want as ek nou daar gesit het, so ek my hand opgesteek, ek wil gaan kyk het. Want ek weet dat kind gekom het en het gereën. Maar ek is bly, julle is goeie mense. Maar wat ek by julle wil bring, baie mense kom en sê vir jou iets. Party glo dit dadelik, ander skiet dit net af. Die vyand kom en hy sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy sal nooit 'n sukses maak in jou lewe nie. Wat doen hy? Kom en raai saadjie. Ga jy daai saadjie water gee? Laat hy begin groei? Want as jy gaan hom begin, as jy oor hom gaan begin top, as jy oor hom gaan heeltyd begin dink, dis wanneer hy begin vasword. Dan begin hy nou worteltjies kry. Jy sien dieselfde strategie wat die vyand gebruik het in Genesis. 2000 plus jaar terug, gebruik hy vandag nog. Hy verander nie sy strategie nie. Hy verander nie. En nog altyd, as jy in berading sit met iemand, dan kom met al hierdie stories so, al hierdie stories. Maar die vyand gee homself weg. Hy gee homself weg. Voor daai halfuur of 3/4 uur of 'n uur sessie verby is, het homself uitgegee. Nou weet jy, dit. Ek gaan nie oor praat nie, maar ek wil vir jou sê, hy werk met 'n plan. Maar sy plan, gaan jy dit toelaat dat dit seevier in jou lewe, of gaan jy dit toelaat dat dit uitgaan? Dis elkeen is 'n keuse wat hy het. Hy sê vir jou goed, God het jou nie lief nie. Want hy weet, jy het groot geword in 'n huis waar daar nie liefde was nie. Nou gee jou hart vir Jesus. Wat gebeur dan? Wat gebeur dan? Eerste waarna jy kom, God is nie lief vir jou nie. Maar jy het nou hemelse pa gekry. Dan kom hy na jou en sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Hoekom probeer jy so hard om 'n sukses te maak? Jy moes jou tyd. Dit wat jy gedoen het in jou verlede,
verlede, God sal dit mos nooit vergewe nie. Daai goed is rop wat jy gedoen het. Nooit sal dit vergewe nie. Maar as jy die woord ken, gaan jy mos weet waar daar staan. Ek gaan dit nie nou sê nie, anders gaan ek nou dit nie sê. Maar hy werk met 'n plan heeltyd. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werk. Wie weet wat is 'n vesting? Daar's 'n ander woord wat hulle gebruik, is 'n hardnekkige gewoonte. Terwyl ons planne verbreek en elke skaans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Want wanneer hierdie gedagte by jou inkom van God is nie lief vir jou nie, gaan jy hom water gee en hom bietjie vertroetel en hom bietjie hou, of gaan jy vir hom sê dis nie wat die woord sê nie. Ek gaan nie vir dit val nie. En jy neem jou gedagte gevange. Daai gedagte wat nou in my kop kom van ek wil hierdie taxi van die pad afry, laat jy gaan. Dis nie wat God vir my het nie. Want God sal nooit so gedagte in jou kop bring van ry die man van die pad af nie. Of weet jy wat, gee hom net een keer in die oor nie. Dis nie wat God vir jou sal doen nie. As jy by 'n robot stil staan, hulle sal mos wag tot jy moet ry, dan sal 300 mense mos nou oor die pad beweeg. Dan moet jy mos staan. Toe ek jonger was in my kar te beatbox en al die goeders gehad, het ek ook net so liggies so, boem. En dit het pad gemaak vir my. Maar dit is nie wat God se hart is nie. God se hart wil nie hê jy moet dit doen nie. Paulus leer vir ons om jou gedagte gevange geneem, moet dit getoets word. Jy toets dit. Is dit in lyn met God se woord, hierdie gedagte, of is dit nie in lyn met God se woord nie? Want daar soveel gedagtes wat by jou opkom, want iemand het iets gepraat, dan kom hierdie gedagte op, dan is dit die vyand wat jy wil van koers af kry. 'n vesting is 'n plek waar die vyand homself versterk. Dit laat jou 'n leuen glo. Wat sê die woord vir ons? Die vyand is die vader van alle leuns. As ons nou hierdie in 'n geestelike terme vat, is 'n vesting 'n foutiewe denkpatroon wat oor jare gebou is totdat dit soos die waarheid begin voel en dan glo jy dit. Ek kry in die week 'n ou huis, een sy 6-dags. En net soos die Heilige Gees werk, sê hy vir my, ek is my hele lewe so. En my pa het my so groot gemaak. Is dit nodig om tot 'n 60-jarige ouderdom so te wees? Ek is 'n mislukking. Ek kan niks reg doen in niemand se oë nie. Ek weet nie wat soek ek nog op hierdie plek nie. Nou dank die Vader dat ek op die regte plek op die regte tyd was. Dat net hierdie woord vir hom kan gee, maar dis nie wat God vir jou het nie. In God se oë is jy nie 'n mislukking nie. In God se oë is jy nie 'n gemors nie. Want hy voel so. Hy is stikkend. Dis wat my
die binne seermaak. En die mense glo leuns. Nog 'n ding wat mense glo, God sal nooit my gebruik om vir iemand te bid nie. Maar Jesus bring die goeie nuus. Johannes 8 vers 32 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Wie wil nie vry wees? Niemand nie. Jy moet jou hande opsteek. En dan gaan hy verder in vers 36 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. As jy dag toe jy Jesus aangeneem het, begin die proses om jou denke te verander. Jou ou manier van goeders doen, moet change. Maar dit change nie net oornag nie. Ja, daar is mense wat soos in suddenly 'n ommekeer gemaak het. Mens kry dit. Maar dan is daar ander mense wat 'n proses vat. Want nie elkeen wat hierso sit vandag het dieselfde pad gestap nie. Nie elkeen wat hierso sit het op dieselfde ouderdom tot bekering gekom nie. Dis party wat vroeg in hulle jare, vroeg in hulle lewe, dis ander wat later in die jare eers hulle hart vir Jesus gegee het. Nou gaan ek 'n voorbeeld vat. As jy vir 40 jaar of ons vat bietjie langer. Sê 70 jaar hierdie wy gehad het van wêreldse goeders doen. En op 70 besluit jy, ek gaan nou my hart vir Jesus gee. Gaan dit oornag wees? Dit gaan 'n tyd vat. Dit gaan 'n tyd vat, dit is 'n proses waardeur jy gaan werk elke dag. En die voordeel is, jy hoef dit nooit alleen te doen nie. Jy het Heilige Gees saam met jou. Hy help jou. Romeine 12 vers 2. Hier is die draai in hierdie boodskap. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ander vertaling sê deur die vernuwing van julle denke. Hierdie woord verander beteken om te transformeer. Jy verander totaal en al. Toe 'n kind was, het ek 'n klein karretjie gehad. As jy hom teen iets vasgry het, het die dak afgevlieg, die deur het afgegaan en sy hele voorneus het so getild, en lyk het so gespan. Hy het verander. Wie van julle weet hoe lyk 'n rispe? 'n Rispe is so 'n klein wurmpie in die beginfase van 'n skoenlamp. Want hierdie is 'n goeie, vir mooi voorbeeld om te gebruik, wanneer iets verander. Dis so wurmpie, maar in 'n paar weke of dae word dit 'n skoenlamp. Wanneer jy voor jou hart vir Jesus gegee het, is jy daardie rispe. Hoekom sê ek so? Want jy kyk. Maar wanneer jy jou hart vir Jesus gegee het, verander hy jou. Hy gee vir jou 'n nuwe kleed. Hy verander jou mindset van kruip na vlieg toe. En hy sê vir ek het veel meer in store as om op die grond te loop. Wil jy moet styg? Wil jy moet jou op die vloer kruip nie?
En nadat jy jou hart vir Jesus gegee het, kom Heilige Gees. Ek binne jou is en help jou om dit te doen. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord, wat sê Johannes 1:1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God gewees. Praat van Jesus. Nou praat hy hierso in Psalm, U woord is 'n lamp vir my voet. Nog 'n refrein vandag. Jesus is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. As jy saam met Jesus loop, gaan hy jou sê, hier's 'n klip, lig op jou voet. Moenie draai nie, daar's 'n ongeluk. Moenie draai nie, daar's probleme. Want as hy die lig vir jou voet is, dan jy moes weet waar gaan jy loop. Psalm 119 vers 11 sê, Ek het U woord in my hart geberg, dat ek teen U nie sal sondig nie. As jy weet, dit is nie reg om dit en dit te doen nie, gaan jy dit doen? Nee, jy gaan dit mos nie doen nie. Wanneer die woord van God in jou hart woon, begin dit om jou gedagtes te beskerm. Want wanneer jy mediteer op die woord, dis nie opiteer nie, dis herhaaldelik daaroor te dink. Hulle sê ons mediteer met die gras, alles. Maar ons mediteer op die woord. Ons herhaal, dink daaroor. Ons reason nie daaroor nie, ons dink daaroor. En as jou gedagtes heeltyd vul met die woord, gaan daar mos nie plek wees en tyd wees vir die vyand om 'n verkeerde gedagte in jou kop te sit nie. Matteus 4, is almal ken die gedeelte waar Jesus in die woestyn was vir 40 dae waar hy gevas het. En die vyand het gekom en hom probeer beïnvloed. Hy het altyd vir hom gesê, as dit so is, of as dit so is, en as dit so is. En wat het Jesus hom elke keer gesê? Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Hy het nie gesê, ag nee, ek sal maar gaan kyk nie. Want Jesus was die woord. Jesus is die woord. Vandag nog. Jesus wys vir ons dat daar oorwinning en die geestelike oorlogsvoering is en dat ons emosies kan beheer. Ouch. Want dis 'n ding mos wat so gaan. So. Oorlositiese rollercoasters is niks teen baie mense se emosies nie. Want hy goed gaan op en af, op en af. Wat sê Efesiërs 6 vers 17? En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, wat die woord van God is. Dit skei lig en duisternis van mekaar. Dit skei goddelike gedagtes en wêreldse gedagtes van mekaar af. Wanneer leuns kom, antwoord jy met God se woord. En wanneer ons gedagtes begin rus in die waarheid van God, gebeur iets wonderliks. Die vrede van Christus begin in jou hart werk en dit begin dit bewaak. En die woord sê vir ons, bewaak jou hart meer as alles.
Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Dis al die goed wat so in jou gedagtes opkom, gaan jou bang maak. Dit lei soveel mense net deur hulle gedagtes dat hulle op depressiewe pilletjies, antidepressante is. Ek het daardie gesien van 'n persoon wat deur iets is. Hoe meer ek vir hom sê, kry jou gedagtes in beheer. As daar gedagte opkom van dit, sê, gedagte jy het nie plek nie. Daar was so gewees, 4 maande na die tyd, sit 'n dokter op hulle. 4 maande na die tyd. Sulke sterk pille dat hy glad nie meer kon fokus nie. Hoe meer ek vir hom sê, dit is nie die pilletjies wat jou gaan red nie. Dis nie die pilletjies wat jou gaan gesond maak nie. Dis net Jesus wat jou kan help. Ja, maar almal sê die dokter. Ek sê ja, daar moet dokters wees. Daar moet dokters wees. Maar jou probleem is nie 'n dokter wat dit vir jou kan fix nie. En ek het gegaan vir berading. Die probleem, die wortel, want hy het dit laat groei. Die gedagte wat die vyand in sy kop kom plant het hy genudge. Hy het hom water gegee, o nee, ek is dit en ek kan nie. Dit was amper op my punt al wat hy wil selfmoord pleeg. Want dit raak te veel. Maar toe Jesus hom help, was aan 'n mens. Wanneer jou gedagtes in beheer is van jou, gaan dit jou mal maak. Ek praat nie as jy goddelike gedagtes het in jou kop nie. Dit gaan jou goed maak. As ek dit so kan sê. Jy so goed voel, dit gaan nie jou maak dat jy verkeerde goeders doen nie. Maar wanneer jy wêreldse gedagtes die oorhand kry in jou gedagte wêreld, gaan alles wat jy dink, alles wat jy doen, gaan wêrelds wees. Maar wanneer jy begin God se woord in jou brein, in jou gedagtes begin insit, goed dit in guns sal my volg. Dankie Vader dat U gaan voorsien vir dit. Ek is nie die ster nie, ek is die kop. Ek is nie 'n mislukking nie. Ek is 'n oorwinnaar. So baie gaan, my ma het vir my gesê, dit is wat moet gebeur. Met alle respek, hoor my mooi. Het jou ma dan so groot sê oor jou lewe, dat sy jou lewe wil vat? Want as sy dit so oor jou doen, om jou heeltyd in hierdie wêreldse depressiewe goed in wil druk, ek kan nie, die wêreld. Op die einde van die dag pleeg jy selfmoord. Is dit dan nie moeite werd om vas te hou wat jou ma vir jou gesê het? Ek sê nie moet jou ma of jou ouers minder ag nie. Moenie die leuen glo wat die vyand vir hulle vertel, dat jy dit glo nie. Want as jy die leuen gaan glo, gaan dit jou lewe kos. Markus 4 vers 38. Ken julle ook van waar Jesus rustig lê en slaap in die boot? Wat doen sy disippels? Jesus, word wakker! Dis moeilikheid. Kom, skud hom daarom. Wat doen hy? Hy staan op. Spreek 'n woord. Storm, rakstorm. Gaan lê. Ek dink daar ouens was uit hulle val uitgeskrik. Weet jy wat is die
voordeel van jou, wat hierso sit as kind van God. Jy het dieselfde autoriteit. Jy het autoriteit oor jou gedagtes. Jy kan vir die gedagtes sê, wyk. Laat jy gaan. Maar dit is 'n keuse. Jy het die keuse, gaan jy hom troetel, of gaan jy vir hom sê, dat jy gaan. Dis die keuse wat elkeen van ons het. So baie mense wat hierso sit, dra gedagte van vrees. 'n Gedagte van, ek sal jou nooit vergewe nie. En iemand jou seer gemaak, nou sal hy seer, hy gedagte dees, ek sal jou nie vergewe nie. Maak wat jy wil, ek sal jou nie vergewe nie, jy het my klaar seer gemaak, bly so. Kan ek vir jou slegte nuus gee? As jy nie vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Maar die voordeel is dat ek jou kan gee as 'n tip. Jy hoef nie daarvoor te betaal nie. Vergewe maar, dan kan God jou vergewe. Dis verniet. Want hoekom wil jy nie iemand anders vergewe nie? Nie een van ons wat hierso sit is 'n judge nie, om te oordeel nie. Maar die maat waarmee ons gaan oordeel, gaan ons geoordeel word. As jy altyd wil pak gee, gaan jy pak kry. Wanneer die vyand by jou kom en vir jou sê dat dit wat jy in jou verlede gedoen het, sal God jou nooit kan vergewe nie. Dan sê jy vir hom, is dit? Maar God se woord sê vir my, as ek my hart vir hom gegee het, hy was my skoon, witter as sneeu, en hy verwyder my sondes van die ooste van die weste, en dink nooit weer daaraan nie. Ek vra jy met jy raai versie gemis, want dit staan daar. Maar as jy nie dit vir hom gaan sê, hey, ek is vergewe, ek is skoon gewas, ek is 'n nuwe mens. Die ou ding het verby gegaan. Ek het 'n nuwe identiteit in Christus gekry. Nie die ou identiteit nie. Weet julle wat sou eintlik awesome wees? As hulle vir ons ook 'n nuwe identiteit uit die nommer kan gee. Of 'n nuwe boekie. Of 'n dan het ons alles in 'n nuwe identiteit. Dan kom ons net jou. Hulle sê net vir jou, kyk nou sê. Gee vir jou boekie man. So moet nou lekker lees. Gaan afsluit met hierdie gedeelte van die meeste gevegte in jou gedagtes gebeur wanneer jy alleen is. Wanneer jy alleen by die huis is, jy ry alleen in jou kar. Dis wanneer al hierdie gedagtes by jou opkom en jy begin daaroor dink. Wanneer niemand naby jou is wat altyd naby jou is nie. Maar die Here sien, die Here hoor, hy ken selfs die gedagtes van jou hart. Dit lees ons in Psalm 139 vers 2. Dat sê, U ken my sit, U ken my opstaan, U verstaan van ver my gedagte. En oor hier waar jy sit, weet God jy sit hierso. As jy uitry in jou kar, weet God jy ry in jou kar. Dit is as ek hierdie versie mooi verstaan. En oor as jy daar by Spar kom, is God by jou. Hy weet jy is daar. As jy dan weet, hy is daar, gaan jy verkeerde goeders doen? Nee.
Wat dit beteken, God is heeltyd met jou. As jy alleen voel, dis dit 'n gevoel, kry 'n gevoel. Want jy is nie alleen nie. Want is iemand die binne jou. As jy alleen voel, begin net praat. Begin net praat. Praat met die Here. Dan is jy mos nie alleen nie. En as jy lank genoeg praat, gaan hy met jou terugpraat. As jy verhouding reg is. Nou so 'n paar weke terug het ek gesê, wanneer jou frekwensie ingestel is, as jy op daai selfde golflengte is, as jy dit mooi kan verstaan, jy draai daai knoppie, wat jy sê. Hoe die ou mense altyd op Springbok radio dink ek, my ouma het altyd gesê, rugby en cricket en alles gekyk. Er moes niemand gepraat het nie, want hulle het daai radiootjie mooi gestel, die antenne vat tot haar synes. Gaan sit stil en praat met God, dat jy jou frekwensie kan instel en hom hoor. As jy daai hoor, praat nog meer. Praat nog meer. Dat jy hom duidelik kan hoor. Want as jy hom duidelik hoor, gaan jy die hele lewe verander. En Jesus sê vandag nog, Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Wanneer hierdie gedagtes in jou kop werk, dat jy nie meer weet watter kant toe nie, gaan hom toe. Word stil voor hom. Luister na sy stem. En wanneer die storms in jou opkom, het jy die autoriteit om te sê, gaan lê. Raak rustig. Raak rustig. Jy gaan nie vir my rondgooi nie. Jy gaan nie my emosies laat so gaan nie. Raak net rustig. Ek sê altyd, bly in jou baan. As jy in jou baan bly, gaan daar nie ongelukkig wees nie. En as jy in jou baan is hy dan wat? Dan wat? Want as jy nie in jou baan is nie, is jy nie breekpad. Maar jy kan kies aan wat sy baan wil ry. Maar as 'n voorstel, ry nie klein baan. Maar as voordele. Jy ken die waarheid. Jy weet van die waarheid. Jy het vrede in Jesus. Jy het gesag. Jy het autoriteit. Maar kies reg. As jy verkeerd kies, gaan jou gedagtes met jou rondhardloop. As jou gedagtes met jou rondhardloop, gaan dit alles verander. Jou verhoudings, gaan jou huwelik begin verander, dit gaan jou werk verander, dit gaan jou verhouding met God verander. God het jou nie geskape om gevange te wees nie. God het jou geskaap om vry te wees. En elke keer wanneer hy storm opkom, dat jy gaan. Ek gaan nie submit onder jou, dat jy my lewe kan beheer nie. Ons het een vir wie ons elkeen submit en dit is vir Jesus. Ons het een vir wie ons
sal buig, dis vir Jesus. Sal nie buig vir die vyand. En elke keer wat hy by Jesus gekom het en hom getemp het, elke keer, en toe hy vir hom, toe die Satan vir Jesus sê, maar buig voor my, toe sê vir hom, laat jy gaan. Laat jy gaan. You're not welcome here. Jy is nie welkom in my gedagtes nie, laat jy gaan. Jy sit hier vanoggend, en jy het 'n stryd met jou gedagtes. Ek kan nie jou gedagtes vir jou laat verander nie. Of ek kan nie jou gedagtes verander nie. Jy wat daar so sit, kan dit self doen. Maar jy het 'n keuse. Gaan jy Jesus vra om jou te help? Want op jou eie gaan jy nie sukses nie. Jy gaan nie dit alleen kan regkry nie. Net terwyl ons so sit, sê hulle net hulle oos wil toemaak. Elkeen wat jy so sit, het al hierdie klomp vrae in jou kop en jy weet nie watter kant toe nie. Want hierdie gedagtes dryf jou. Heen en weer. Jy voel soos 'n klein bootjie op 'n groot dam, waar die golwe rof is. Hy slinger jou heen en weer. Jy voel jy gaan verdrink. Jy moet net jou hand net opsak en oplig en dan sak jou net weer. Soos ons so bly sit. Vader, U het elke hand gesien. Vader, U sien elke traan. Vader, ek wil kom en ek wil bid vanmôre. Vader, gee elke persoon boldness, dat hulle sal besef die autoriteit wat U vir hulle gegee het. Vader, ek wil bid dat elke gedagte wat nie van U af is nie, in Jesus se naam dit gevange sal neem en dit sal laat gaan. Gedagtes wat nie van Jesus af is nie, het geen autoriteit oor U kind se lewe nie. Die vyand het geen reg om te kom, te slag, te steel en te verwoes in Jesus se naam. Wanneer jy daai gedagtes kry, wil ek jou vra, roep uit na die Vader toe, roep Jesus. Hierdie gedagtes is nie van U af nie. Laat dit gaan. Laat dit gaan. Ek wil nie hierdie gedagtes in my kop hê nie. Vader, ek wil bid dat U by elkeen sal stil staan. Dat U hulle net sal help. Asseblief, Vader. Heilige Gees, ons vertrou op U met alles. Ons vertrou U met ons gedagtes. Ons vertrou U met ons hart. Ons vertrou U met ons hele lewe. Heilige Gees, ek wil vra dat U tree vir tree sal met ons stap. Elke tree wat ons gee, dat U ons sal bystaan. As daar 'n klip is in die pad wat ons miskien gaan miskyk, dat dit sal uitstaan in die Gees, dat ons dit sal raak sien. Vader, dankie, dat U elkeen hierso het, wat elke persoon wat hierso sit, so lief het, dat hulle is nie 'n mislukking nie. Hulle is nie 'n fout nie. Daai gedagte van ek moes nooit hier gewees het nie, wil ek kom en ek wil dit afsny in Jesus se naam. Want die woord sê vir ons, U skep. U is die een wat lewe gee. Al is jy 'n buiteegtelike kind, maak nie saak wat gebeur het nie, deur 'n verkrachting of hoe ook al, jy is nie 'n fout nie. God het 'n bepaalde plek en 'n bepaalde tyd vir alles. Op daai oomblik moes jy daar gewees het.
kyk nie minder na jou, hoekom dit wat gebeur het nie. God kyk met nuwe oë. Wanneer God na jou kyk, kyk hy deur Jesus na jou toe. En Jesus was foutloos, vlekloos, geen foute gehad nie, niks nie. Hy is die koning van al die konings. En daardeur kan jy vandag met sekerheid weet, jy is uniek. Jy is nie 'n fout nie. Jy is geliefd by die Vader. Dankie Vader, dat U en elke een wat hier so sit vandag, elke een wat die woord gaan hoor, net U goedheid, U liefde sal openbaar. Lord, show them your glory. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.